Ek is terug op die Ford 5000. So 'n paar stappe geskiep, maar ek sal nou vir julle wys wat ek alles tot dusver toe gedoen het. En nou broer, dis warm vandag, maar dinge loop darm. So lekker Ford 5000 is die bout afgesny het. So ek het sy final drive seal nou vervang. Daar kan julle sien, daar sit die nuwe ene. En om hom af te kry, maar basies baie eenvoudig. Ek gaan sommer vir julle wys by die ene wat nog op is. Jy maak maar jou 3-punt arms los. Ek haal gewoonlik die 3-punt arms hier onderuit, maar daai ene se pensel, ek kan sien ek het hom warm gemaak. Hy wil nie uitkom nie. Hy sit vas. So ek los hom sommer nou op. En ja, as jy die 3-punt arms af het en jy het jou wiel afgehaal en jy maak al hierdie boute los, dan vat ek net 'n blok en tackle en ek haak hom hier so. Jy kry, probeer maar so in die middelpunt kry en dan breek jy hom los, dan kom hy af. So as jy al ooit gewonder het hoe 'n Ford 5000 se brieke lyk, dit is hoe 'n Ford 5000 se briekstelsel lyk, basies. So jy het hierdie plate, ons noem dit mos nou 'n wet brake stelsel. So jy het hier plate, die plate het sulke lyk amper soos koper wat hulle daar op het. Dan het jy hier 'n intermediate plate. Hierdie intermediate plate kan ek nou al voel, het nou al 'n bietjie gewerk. En dan het jy so 'n stelsel. Nou, jy sal sien hierdie ore, as jy hierdie ore na mekaar toe trek, dan skuif die besigheid basies oop. En dan druk hy die brieke vas teen die plate. So dit is hoe 'n Ford 5000 briek. So, as jy jou final drive klaar die seal weer opsukkel het, en ek sê nou sukkel is nie regtig 'n moeilike job nie, en jou side shaft is in, dan maak ek hom op sy kop staan, dan lyk die ouetjie nou so. Dan kan julle nou sien hoe lyk hy. Die as sit nou net nie in die center nie, want hy staan nou, omdat die arme op is die hele trampet, soos wat ons dit nou noem, hierdie trampet staan nou skeef, maar ek gaan nou daai gears hier laat insak, en dan sal hy homself reg trek, en as daai gears in is, dan sal hulle vasmaak op daai side shaft, en dan kan ons weer die brieke terugpak. Die blender gears het ek nou laat insak, en as jy hulle ingesak het, is daar 3 komponente wat jy moet insit om die blender gears op die as vas te draai. So jy het basies 'n spyser. Ek sien die spyser, hy kom nou op daai 3 gate. Dan het jy amper sê ek 'n duckwasher, as jy dit nou so wil noem, wat jy nou hier gaan vasdraai. En dan as jy nou vir hulle nou vasgedraai het, dan het jy basies so 'n sterretjie. En die sterretjie gaan dit hier uithaal, of die sterretjie kom nou hier tussen in hierdie boute. Julle kan sien, hulle kom maar in die boute se V's. As jy daar kan zoom. Hulle gaan daar inkom. Dan gaan jy al 3 daai boute lok, sodat hulle nie kan losdraai nie. So dit is wat jy hier doen. Die 3 boute het ek nou vasgedraai. En dan vat ek nou my sterretjie. Gooi hom nou daarin. Gee my tikkie, daar lê hy nou op sy plek. Netjies is hy nou. Right, nou moet ons net gou hierdie brieke terugsit. Toe Ford vir ons die 5000 gebou het, het hulle daarom nog aan 'n mechanics gedink. Toe se ingenieurs nog nie so kwaad gewees vir 'n mechanics nie. So as jy die brieke wil insit, en jy is bang jy sit hulle verkeerd in, jy kan hulle nie regtig verkeerd insit nie, want die brieke kan net op sekere manier inpak. So as byvoorbeeld, as jy die eerste gedeelte van die brieke wil insit, dan daar sit sekere gate waar daai plaat kan inpas. Dis nou hierdie plaat. So hierdie is, amper sê ek, die een kant van jou brieke. Jy sal sien hy daar ook 'n so groot gat. Nou daai groot gat en hierdie pen, hulle steek in mekaar in. En as jy kyk na al die boute, jy sal sien, hierso is 'n groot gap hierdie kant en 'n kleiner gap daai kant. En jy kan nie hierdie plaat op 'n ander manier insit, behalwe so nie. So 'n bietjie moeilik met die een hand, maar val hy sommer op sy plek, nog net 'n bietjie tik, hy sit nou net skeef. So daar is hy nou op sy plek. Dan kom jou
jou briek basies in. So, jou briek het nou hierdie as, en daar is 'n plaat aan die een kant, so jy kan hom nou basies vat, en dan steek jy hom nou in, en hy kan mos net op een manier inkom. Right. Nou kom jou briek. Nou jou briek is basies verse wyse, dit maak nie saakie solank die pennetjie net daardeur daai seël gaan wat hierso sit. So daai seël, dit is mos nou waar jy jou breekpedal basies vaskom. So jy sit hom maar net in sodat daai pennetjie deur die seël kom. En daar het jy hom, daar sit hy op sy plek. En jy moet net altyd onthou dat die brieke moet nooit staal op staal wees nie. So jy moet altyd 'n briekplaat, 'n friction plate, moet jy tussen die staalgedeeltes en die volgende staalgedeelte hê. En onthou hy gat waarvan ek julle gepraat het, hierdie brieke het sulke ore. Nou hy dikpen kom werk daardeur. So ja, ons het nou 'n metaalgedeelte, nog gaan ons 'n friction plate ingooi. Friction plate gaan lekker op daai tande daar. Dan het ons 'n intermediate plate. Julle sal sien hy het ook die ore. So hy kom daar. En dan sit die volgende friction plate. En daar kom. Hey, kom nou. Jonger, daar's hy. En daar's hy in. En dan al wat oorbly is dan nou hierdie laaste gedeelte. En dan weer eens, jy kan hom nie verkeerd insit nie. Hy het dieselfde patroon as die onderste plaat. En dan draai net al jou boute vas. Sy naam is ou Skiet Piet. Ek weet nie hoe vandag hier kan mechanic sonder hierdie tools nie. Mense, dit maak aan my lewe vir jou net lekkerder en makliker. So ek het nou die trampet opgelyn. Ek hou daarvan om eers op te lyn en dan smeer ek 'n bietjie silikon daar waar die seël kom en dan kan ons hom steek. So, kom ons steek hom gou. Hy, daar kan julle sien. Alles is nou min of meer reguit. Lyk vir my kan nog so klein bietjie sak. Hierso sit 'n O-ring. Gee hom net so 'n bietjie silikon. En dan kan jy daai asma so lank daar in 'n gat laat ingaan. En dan doen jy hom net woekel totdat jy hom binne in die dif inkry. So dis eers al vir die dag. As jy van hierdie tipe video's hou, like hulle, share hulle 'n bietjie, laat hulle 'n bietjie rondgaan. Tot volgende keer. Lekker dag verder. Totsiens.